Die Evangelie van Lukas hoofstuk 22, vers 19 lees soos volg. Daarop neem hy brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê: Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. Welkom by Geloofspad. In Lukas vind ons Jesus aan tafel saam met sy disippels, terwyl hy brood breek en sê: Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. Hierdie oomblik dui op 'n deurslaggewende oorgang in die geskiedenis van verlossing. Die Paasmaaltyd wat die Israeliete se verlossing uit Egipte herdenk het, word nou deur Jesus herdefinieer om te wys op die groter verlossing wat hy deur sy eie offer gaan bring. Die brood wat hy breek simboliseer sy sondelose liggaam, wat binnekort vir die sondes van die wêreld gebreek sal word. Vir eeue het die Israeliete 'n lam by Pasga geoffer, 'n herinnering aan God se beskerming en verlossing. Maar Jesus, die ware lam van God, berei nou voor om homself te gee as die uiteindelike offer vir die mensdom se sondes. Sy liggaam, voorgestel deur die brood, is op die punt om gebreek te word en sy bloed uitgestort vir die vergifnis van sondes. Hierdie handeling, so diep in sy betekenis, is nie bloot 'n ritueel om die verlede te onthou nie, maar 'n voortdurende uitnodiging om met hom te kommunikeer, om sy offer te onthou en om sy wederkoms te verwag. Wanneer Jesus sê, doen dit tot my gedagtenis, roep hy sy volgelinge op om voortdurend die prys te onthou wat hy vir hulle verlossing betaal het. Deur die nagmaal neem Christene deel aan hierdie herinnering en bevestig dat die gebroke liggaam en gestorte bloed van Jesus die fondament van hul geloof en die hoop op die ewige lewe is. Terwyl ons aan hierdie heilige daad deelneem, onthou ons nie net wat Jesus gedoen het nie, maar sien ook uit na die dag wat hy in heerlikheid sal terugkeer. Kom ons bid. Here Jesus, dankie dat u liggaam gebreek is en dat u bloed vir ons verlossing uitgestort is. Help ons om elke keer wanneer ons aan die nagmaal deelneem, aan u opoffering te dink en in die hoop op u wederkoms te lewe. Mag ons harte gevul wees met dankbaarheid en ons lewens gekenmerk word deur die liefde. In Jesus se naam, amen.